Ons is reeds die afgelope paar weke besig met die ingrypende hoofstuk 12 van die Romeinebrief, waar dit vir ons in baie praktiese terme uitgespel word hoe die lewe van 'n gelowige moet lyk. Tot nou toe het Paulus ons gewys dat die essensie van ons godsdiens is dat ons onsself aan God moet gee as lewende en heilige offers. En daarna het hy dit duidelik gemaak dat hierdie metamorfose begin by God wat ons as mense se denke vernuwe, sodat ons eerstens vra of iets vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Met ons vorige gesprek het ons gehoor dat ons eerlik moet wees oor onsself en erken dat ons ander mense nodig het in die geloof, net soos hulle ons en ons gawes nodig het. Romeine 12 vers 9 tot 10 vertel dan verder. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Selfprysgawe soos God dit wil, terwyl ons eerlik oor onsself is, kry gestalte in opregte liefde en eerbied vir mekaar. En kom ons kyk na twee dinge 'n bietjie dieper. Baie mense gee voor dat hulle ander liefhet. Hulle praat vriendelik en probeer om nie ander se gevoelens seer te maak nie en gee voor dat hulle in ander belangstel. Dis dalk 'n gawe manier van optree, maar dit is nog nie opregte liefde nie. Die liefde waartoe ons hier geroep word, gaan veel dieper as oppervlakkige emosies of om gedissiplineerd teenoor 'n ander op te tree. Jou liefde moet so van harte wees dat dit oorgaan tot liefdevolle dade. Maar dit verg harde werk en inspanning en vra iets van jou. Dit kos jou tyd en jou geld en jou moeite. Dit vra van jou om jouself te gee. Natuurlik kan jy dit nie teenoor elke ander mens tot op die uiterste doen nie, maar as 'n gemeente so in die wêreld leef, dan kan 'n gemeenskap iets van die liefde van Christus in aksie sien en kan dit 'n voorbeeld vir die gemeenskap stel. Mense moet in my en jou die gestalte van God se liefde vir hulle raak sien, en daardie liefde is altyd opreg en van harte. Maar die liefde vloei oor tot eerbied toon teenoor mekaar. Baie mense gebruik eerbied teenoor ander as 'n manier om in hulle lewe te kry wat hulle graag wil hê. Eerbied word dan 'n meganisme om uit die verhouding te kry wat ek graag wil hê. Maar as jy eerbied gebruik as 'n manier om beloon te word, of meer uit ander uit te kry, of om ander se goeie boekies te kom, is dit nog nie die eerbied waarvan die gedeelte praat nie. Dit is manipulering in diens van jouself. Veel eerder betoon jy eerbied aan alle ander mense omdat hulle beelddraers van God is, en nie omdat hulle iets by jou kan kry nie. Hulle is jou broers en susters in die Here, en jy betoon eerbied aan hulle as ledemate van die liggaam van Christus. En hierdie gedeelte spoor ons aan. Laat ons liefde so opreg wees dat dit oorgaan in dade, en laat ons eerbied vir iemand anders nie ons eie voordeel in die oog hê nie, maar omdat ons elke ander mens deur God se oë beskou. Volgende keer gesels ons verder.